ons sluit die versoek. Die onze Vader, Here, staan vanoggend in diens van U. Vader, maar steek my weg agter U, sodat hulle my nie sal raak sien nie, Here, maar vir U. Dat hulle nie my woorde sal hoor nie, Here, maar vir U sal hoor. Baie dankie, Here, dat ek weet, U is reeds hier. U is in ons teenwoordigheid, Here. Ek vra vir beskerming, Here, vir ons plek reg rondom ons, met engele met om blootgeslote. Dankie, Here Jesus, dat ons almal weer by mekaar kan wees. Gaan nie met elkeen wat nie hier kan wees nie, weens omstandighede. Here, gaan nie met elkeen wat siek is. Ek wil vra, Here, dat U met die Marie familie sal gaan, Vader. Here, U ken die omstandighede, U ken elke situasie, Here. Maar Vader, ek wil hê dat dit 'n punt sal kom, sodat U ruim kan rustig raak, Here. Geef haar die kalmte en die leiding en die wysheid, Here, vir hierdie week wat voor lê. Gaan nie met Tyron, Here. U ken sy liggaam deur en deur. Here, ons kan hom net op die skoot tel. Maar Vader, by U is niks onmoontlik nie. Ek wil vra, Here, dat U hom sal aanraak, Here. Baie dankie, Here Jesus, dat ek ook vir elke een wat vandag in die hospitaalbed is, Here. Hulle wat nie weet of hulle môre weer gaan wakker word nie, Here. Dat hulle vandag al die besluit sal neem, as hulle nog nie die besluit het nie, om U as die waarmaker, saligmaker, wonderwerker en eer sal aanvaar. Here, hulle wat op die strate is, Here, wat U nog nie ken nie, Here. Vader, U sê, neem die woord na die mens. Vader, laat ons dit doen soos wat U ons vra om te doen. En dat ons nie altyd net sê, Here, Here nie. Maar ons doen nie wat Hy sê nie. En wat U sê nie. Here, U is ons God. Ons buig ons knie voor U. U is ons koning. Maar U is ook ons Vader. Die een wat voorsien, die een wat troos, die een wat lei en wysheid gee. Here, gaan nie nou met elkeen wat in 'n ouer huis lê vandag, Here, wat weggegooi is deur hulle kinders, wat so eensaam en alleen is, Here. Vader, bid U engel vandag by elke een sit, sodat hulle U liefde kan voel. Here, en ek vra dat U asseblief elkeen sal sien wat vandag die woord uitdra. Dit maak nie saak of dit in 'n spieelonk is nie, Here, en of dit in 'n kerk is nie, en of dit in 'n parkie is nie. Seën elkeen, Here, met dit te wil seën. Vader, en ek kom lê elkeen van ons families voor U voete, Here. U ken elke omstandighede. Here, daar waar Linda haar op pad is, Mosambiek toe, Here, vra ek nou, dat U die bestuurder van hulle voertuig sal wees, en hulle veilig sal vat, Here. Dankie, Here, dat U weer vir Dion een van die dae terug het, Here, by ons, Here. Dankie, Vader, vir dit wat U vir ons doen. Here, dankie vir elke wonderwerk wat U elke dag vir ons gee. Dankie vir elke sonskyndag wat nou warmer en warmer begin word, Here. Maar Vader, dit is soos wat U sê in U woord, daar moet 'n seisoen wees. Here, en ons is op die oomblik in die seisoen waar U ons moet snoei. Here, daarom vra ek dat elke lood wat nie in ons lewens word nie, uitgesny sal word, sodat ons kan vrugte dra, Here. Dankie, Here, vir ons nuwe seisoen, wat een van die dae gaan aanbreek.
Dankie Here, vir elke volgesang wat te kan. Dankie Here, dat U ook vir hulle voorsien, elke dag aan kosies. Here, maar U gee dit nie met 'n lepeltjie vir hulle nie, Here, hulle moet dit gaan soek. En net so, Here, kan ons nie net agteroor sit en verwag om U woord in te kan neem nie, Here, maar ons moet U woord vat en dit lees en dit eet, sodat dit binne in ons kan ingaan, Here. Seën elke een, Here, wat vandag U woord verkondig. Ek eer en ek loof en ek prys U wonderlike naam. Amen. Ek het vanoggend 'n vraag vir julle. Wie sê julle is ek, vra die Here? Ons gaan lees in Matteus 16. Heel eerste boek in die Nuwe Testament. Goedemorgen. Ons gaan lees vanaf vers 13 af. Kom ons lees aan. En toe Jesus in die streke van Caesarea en Filippi gekom, vra hy sy disippels en sê: Wie sê die mense dat ek die seun van die mens is? En hulle antwoord, sommige Johannes die Doper, en sommige Elia, en ander Jeremia, een van die profete. En hy sê vir hulle, maar julle, wie sê julle is ek? En Simon Petrus antwoord en sê, U is die Christus, die Seun van die lewende God. Tot sover. Een Christelike skrywer, C.S. Lewis, het 'n aantal jare daarop gewys dat 'n mens door die moontlike gevolgtrekking kan kom wie Jesus is. Nou, hy sê, 1, hy was 'n leenaar. 2, hy het homself verblind. 3, hy was kranksinnig. Of 4, hy was werklik wie hy gesê het hy was, die Seun van God. So my vraag is weer, watter een is hy vir jou? Is hy werklik vir jou die Seun van God, die een wat in kruis gesterf het, die een wat uit die graf uit opgestaan het? Of is hy nou maar net daar? Wanneer ons so klein was, het elkeen die woord Jesus al gehoor. Of het nou in 'n liedjie was, en of het nou oor die radio was, en of het jou pa of jou ma is, of jou ouma of jou oupa.
Maar iemand het vir jou iets gesê van Jesus. So, 'n leenaar sou nie Jesus se hoë morele kon gehandhaaf het nie. So, hy was nie 'n leenaar nie. 2. Iemand wat homself bluf, kan nie wonderwerke doen nie. En Jesus het baie wonderwerke gedoen, selfs in u lewe en in my lewe. En hy doen dit elke dag. Elke dag as hy jou wakker maak en jy maak jou oë oop, sit 'n wonderwerk. En as jy buitekant toe stap, is dit 'n wonderwerk. Want nie een enkele dag is dieselfde as die vorige dag of die volgende dag nie. Dis 'n wonderwerk wat hy geskep het. En iemand wat kranksinnig is, ek beloof julle, sou nie die druk kon gehou het wat Jesus gehou het nie. Want 'n kranksinnige sou nie vir u en vir my aan daardie kruis gesterf het nie. Hy sou vir jou gesê, is jy mal? Dink jy ek gaan vir jou sterf? Ek gaan myself daar gaan aan. So, hy was nie kranksinnig nie. Maar, hy is Jesus Christus en hy is die Seun van God. As julle nou mooi gehoor het, het ek gesê, hy was. Daai woordjie was is teruggooi. Dit is soos, as jy jouself gaan reinig, jy was jouself. Jy maak jou skoon. Ander woorde, dis dinge wat in die verlede was en wat vernietig is. En so is dit met ons lewens, julle. Jesus was vir ons onbekend. Maar nou is hy vir ons bekend. Petrus is die enigste een wat bevestig het, Jesus is die Seun van God. Nie een enkele ander disipel van hom het ooit vir hom gesê, maar u is die Seun van God. En hy het nie gesê, u was nie, u is. En daarom, wanneer ons met Jesus kommunikeer, en ons sê vir hom, ons het hom lief, dan moet ons nie sê, ek het u lief nie. Jy moet sê, ek is lief vir u. Want dan bevestig jy, dat jy werklik vir hom lief is. Die woordjie is 'n bevestiging. Jesus is in ons lewens. Hierdie woord van God is die waarheid. Nie was nie. Dit is. God sê, ek is jou God. Ek is jou Vader. Jy is my kind. Jy is 'n mede-erfgenaam. In ander woorde, dit is nog steeds tot vandag toe dieselfde. Jy bly 'n mede-erfgenaam, want hy is bevestigend in sy woord, wanneer hy sê, jy is. Daarom moet ons sê,
Jesus is ons koning. God is ons Vader. As ons gaan kyk, wat Jesus vir ons sê in Lukas 6 vers 46, dan sê hy, watter sin het julle, dat julle my Here, Here noem, maar nie doen wat ek sê nie? Is ons dan kinders van die Here? As ons nie doen wat hy vir ons moet doen nie. Maar God los ons nie. Want hy klaar bevestig, jy is my kind. Ek het jou by jou naam geroep. Of jy is by jou naam geroep. Jy is in sy handpalm gegraveer. Nie met 'n potlood nie, met 'n pen. En niemand gaan dit uitwis nie. God is so lief vir ons. Ons moet net begin besef wie hy werklik in ons lewens is. Jesus moet jou begin en jou einde wees. Jesus moet in die oggend as jy jou oë oopmaak, tot wanneer jy jou oë weer toemaak, moet hy in jou gedagtes wees. Ons moet hom loof en prys. Ons moet 'n verhouding met hom bou. Ons moet ons kant bring. Ons kan nie verwag van God om alles vir ons te doen wat ons hom vra nie. Maar as hy vir jou en vir my een ding vra, dan maak ons so. Ons retireer. Ons is te bang om dit te doen. Nee, julle, ek kan nou nie daai man gaan druk nie, net om swat sy vrou my. As die Here vir jou sê, daardie man wat daar staan, gaan gee vir hom 'n drukkie en sê vir hom, ek sê, ek is lief vir hom. Anderwoorde, jy gaan vir hom sê, Jesus is lief vir jou. Maar asseblief, dames, moet asseblief nie daai man so gaan druk nie. En dan gaan sy vrou jou definitief bijna weet. Gee maar niet so druk. Maar ek hou nie van sulke drukkies nie. Maar nou ja. So, ons moet begin om God se woord te eet. Sodat hy in ons liggaam kan ingaan en ons verander kan vertel van Jesus. Ons moet sy disippels wees. En die woord sê vir ons uitdruklik dat Jesus is die enigste deur waardeur ons kan gaan tot God. En hy is die lig en die waarheid. So kom ons vat daai twyfeling. Wie Jesus Christus werklik in ons lewens is. En ons gooi dit weg. En ons begin glo met ons hele mens wees
dat Jesus is die Seun van God. En glo my, dit is soos wat Lorraine verlede Sondag ook gesê het. Doen wat God van jou vra in hierdie woord. Ek het in hierdie week het ek Kronieke gelees. Julle moet dit gerus gaan lees. Dan gaan julle besef wat eintlik 'n tiende is. Ekskuus het ek sommer nou so praat, maar die Here sê dit nou vir my. Dit is hoe belangrik die tiende is. As jy gaan lees in Kronieke wat God vir die volk gedoen het, net omdat hulle gehoorsaam was en hulle tiende na die huis van die Here gebring het. God wil ons seën, maar hy kan dit nie doen as ons nie ons deel doen. So kom ons doen wat die Here vir ons vra. Moenie dat ons altyd net sê, Here, Here nie. Maar as doen nie wat hy vra nie. Kom ons noem Here, Here en doen wat hy vra. En ons wees dis ons doen. En ons weet, hy is die Seun van God. Laat ons dit nou met ons volle lewe glo. Want jy is 'n erfgenaam en jy is 'n kind van God. Kom ons sluit ons by. Hemelse Vader, dankie vir die woord wat U vanoggend vir my gegee het. Here, dit is awesome om te kan weet, ons is die kinders. Ons is mede erfgename en U is in ons. Here, dat dit dan wees soos wat elke een dit hoor en dat dit 'n vrugbare grond sal val. Ek geloof en ek eer U, Here, want U is die koning van alle konings. U is ons almal Vader. Ons loof U en ons prys U. En ons loof U met alle dank en alle lof in Jesus naam. Amen.